Nederigheid help ons floreer en vandag gesels ons oor nederigheid vra hulp. Ek het gister gepreek in Durbanville en daarna het ons saam met Wilma se familie gaan eet. En skielik kry ons 'n oproep van ons versekeringsmaatskappy. Die alarmbus voordeur het afgegaan en hulle is op pad. Ons sê dankie en skakel weer en sê maar ons motorhek is van die spoor gelig en hulle vra toestemming om die perseel te betree en die voordeur is ook oop, so wil graag binne in die huis inkom om net te kyk wat aangaan of die diewe nog hier is en altes meer. Verskoon as julle geluid hoor van motors wat jaag, want ons voordeur is absoluut gebreek, so hulle het hom nou begin regmaak en nou staan hy nog so half bietjie oop want die goed moet net eers settle. En gou het hulle besef, dit was 'n inbraak, ons is op pad sê ons jaag. Wilma druk nog sushi handroll wat sy bestel het en 'n servet in haar handsak en so jaag ons om hier te kom. En sy het eers weer laat aan daarvan onthou toe ons begin dink het om iets te eet. Hulle het 'n laptop en 'n kussie met al haar juweliersware gesteel. My laptop was vasgekabel aan die lesenaar en het op die vloer gelê soos hulle dit probeer pluk het en dit het hulle hand uitgeval het. Gelukkig is dit toe nie stikkend nie. Die sekuriteit was 3 minute na die oproep hier, so met ander woorde, die diewe moes so tussen 3 en 5 minute alles reg gekry het nadat hulle die veiligheidshek en die deur met 'n graaf oop forceer het. Maar dit was nog aan die buitekant van die huis so, of aan die kant van die huis so toe die deur oopgaan, toe gaan die alarm af en dis meer. En toe ek vandag nou oor al hierdie goeters dink en die mense lewe so jaagtog en te mekaar is tussen versekering en verslag by polisie en al dis meer, het ek skielik net begin dink, mense het regtig ander mense se hulp ook nodig. Wonderlik hoe die sekuriteit en die polisie en vriende en familie ons gehelp het en gekontak het en omgegee het. Ook kennisse het kontak gemaak en hulp aangebied. Mense van wie mense eintlik het nooit verwag het nie, want jy ken hulle nie regtig so goed nie. Mense op die buurt se WhatsApp groep het ons ken die mense van geen kant af van die mense nie. Hulle het met Wilma en die polisie in verbinding gebly en gehelp dat die ouens gou genoeg vingerafdrukke kom neem, al dis meer. Nou vandag se teks wat ek vooraf uitgesit om oor te skryf, het skielik baie toepaslik geraak. En dis Spreuke 11 vers 2. Selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Deur nederig hulp te aanvaar, het ons iets van wysheid se praktiese impak ervaar. En dis om te leef met die oortuiging dat jy nie alles self kan doen nie, nie alles weet nie en nie kan sê ek het niemand nodig nie. Navorsing wys bovendien dat nederigheid 'n gesonde selfbewustheid behels, dat dit 'n waardering vir ander sterkpunte erken en 'n bereidheid om terugvoer en ondersteuning te ontvang ook behels. En dit bevorder groei, dit bevorder verhoudings, dit bevorder welstand, dit help ons floreer. So, vra en eer God so deur te erken dat hy jou deur ander mense bedien. En so erken jy ander se waarde ook so en leer jy self 'n bietjie wysheid in die proses. Leef geïnspireerd.